Dankie Here vir die waarheid. Dankie vir die woord. Dankie vir die beloftes rondom die Bybel. En Here, ek kom bid in 'n tyd soos vandag, wanneer 'n wêreld glo wat hulle wil glo en doen wat hulle wil doen. 'n Wêreld wat die skepsel eerder volg as die Skepper, die duisternis eerder lief het as die lig. Here, dat ons meer op die waarheid sal staan as ooit tevore. Ons hoeksteen, Here. Ons hoeksteen. En dankie Here dat U woord finaal is, U woord is ja en amen. Die natuur luister na U woord, Here. Hemel en aarde reageer op U woord. Ons liggame, gered of ongered, is geskep deur U en dit sal luister na U woord. Die gees die helm sal luister na U woord, Here, en ek kom bid vandag dat U woord soos 'n tweesnydende swaard in hierdie plek sal wees vanaand. Wees daar so sê. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Asai, great ouens, welkom vir almal, is lekker om julle te sien. Ek is opgewonde oor vanaand. Ek is altyd opgewonde. Wat 'n voorreg is dit nie om in die huis van die Here te wees nie, nê? Come on. Ek wil begin, en vanaand wil ek met jou gesels oor die oneindige krag kom net saam met waarheid. Die oneindige krag kom net saam met waarheid. Ek wil jy moet dink hier aan, dat die Here maak dit duidelik dat sy woord gaan nie leeg uit nie. Dit is die een ding wat nie leeg uitgaan nie, sy woord. Baie kere saai ons net 'n woord in iemand se lewe en jy deel met hom 'n waarheid. En daai waarheid hou hom wakker dag en nag. Hoekom? Is God se woord. Nee? Nou ek kan dit sien, dis irrelevant wat ek dink, wanneer ek bevryding doen, en is van die goed wat ons nogal baie doen, is die woord van God maak vry. Nie my opinie nie, dit wat ek in die woord opstaan, wat hy gesê het, maak mense vry. Nou hier is my vraag aan jou vanaand, is hoeveel woord is daar in jou? Hoe meer ek op die woord staan, hoe meer ek standpunt inneem vir die woord, hoe meer ek die waarheid bring, hoe meer krag voel ek beweeg deur my. Dis asof daar strome van lewende water deur my kom, nog nooit tevore nie, want ek het nie 'n kompromie op die woord nie. Maak dit sin vir jou? Okay. Nou, ek gaan vir Oulos hieroor praat, is dit okay? Dit klink al soos 'n never ending story. Wie is ouer as 40? Wie het never ending story gekyk? Jou ouers jy nie toegelaat nie, shame man. Okay. Ek dink as dit nou kyk, gaan ons dink, hierdie ding is demonies. Maar toe ons klein was dit cool. Blaai vir my eers na Matteus 7, 1 tot 5, en ek wil begin om eers net vir 'n bietjie konteks te gee rondom woord, en ons was hierdie week baie in sosiale media rondom net waar ons standpunt ingeneem het oor sekere goed wat gebeur het. En hoe meer, dis wel interessant, en weet julle waar kom my preek vandaan? Ek en Janine was op 'n skip, en sy het haar heup seer gemaak of iets seer gemaak. Ek weet nie, dis maar dalk net 'n ouderdomsding. Ons werk uit, daar's 'n boot wat as jy bo 50 is, kan jy op hom ry. Toe kom ons agter, ek kan amper, maar sy nog nie. So dit sit my in 'n erger liga as sy. Maar, en sy het skielik hierdie besering, en sy's nie okay nie, en ek kan sien sy het rarig seer. Soos hierdie is soos dokter gaan sien seer. Ek is soos net soos, nee, hierdie gaan nie vir my werk nie. En ek sit my hand op haar, en ek sê, Here, ek vertrou U, want U woord sê, en die volgende ek sê, voel het, sy sê, dis weg. Ek sê, is fantasties, kom ons gaan aan, verstaan? Die punt is net, wanneer ek my hand op iemand sit, het ek 'n verwagting, omdat ek die woord onderhou, dat die woord deur my sal vloei. Die Here my sal toevertrou, dat hy my sal gebruik, want ek het nie 'n kompromie op die woord nie, punt. As die woord sê as dit is wat dit is. Nou ons kan dit sien, en ek wil jy moet verstaan,
Wanneer ons bevryding doen, kan ons sien dat die demoniese luister na die woord. Hulle het nie saak oor jou opinie nie. Hulle dit wat God sê is. Okay? Die natuur luister na die woord. Is net ons wat 'n bietjie hakel partykeer. Nee? Nou kom ek praat vinnig oor hierdie twee. 1 Matteus 7:1-5. En baie keer deel uit die woord en mense sê ons oordeel, en ek gaan vir jou lees, moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel kan word nie. Ons het dit vanoggend gelees, maar net vir die ouens wat vanoggend laat geslaap het, kom ons doen dit weer. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is daar 'n balk. 5 is baie belangrik. Geveinstes, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer uit te haal. So wat eindig hy daarmee? Hy sê, sort jouself uit, en dan kan jy ander ouens uitsorteer. Hy sê nooit, moenie mense uitsorteer nie, moenie die waarheid bring nie. Nou in konteks hiervan, met wie het hy gepraat? Okay. Hy is 'n bergprediker, maar hy het met die Fariseërs en Sadduseërs het hy daar aangehaal, uit 'n plek uit van, julle sê vir ouens, doen dit en dit en dit, maar julle doen dit self nie. So dit was Jesus se frustrasie daar. Hy sê nooit daar, ons moenie die waarheid bring nie. Hy sê net, bring die waarheid wat jy klaar oorwin. Sodat jy ouens reg kan lei. Maak dit sin? Nou, wie het al ooit by iemand gesit en die waarheid vir hulle gebring? En wat sê hulle vir jou? 99% tyd. Wat judge jy my nou? Judge jy. Dit is 'n bietjie tap het ook partykeer, nee. Judge. Okay. Nou weet ons waar julle eens groot geword het. Waar ek groot word sê hulle moet my nie oordeel nie. Dis die hoogste. Judge is aan die ander kant van die treinspoor. Ek joke. Dis 'n grappie. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat die Here ons reeds roep om die waarheid te bring. Blaai van Johannes 8 vers 32 toe. Nou, in hierdie gemeente gaan jy baie waarheid hoor, en dis wat ons doen, want ons glo die waarheid maak ons vry. Wie is Christus hier binne? Nie een van julle nie. Ek het nou so 'n bietjie voorhuwelikse voorbereidingsgesprekke gehad, en die perfekte mens is Jesus. Nie een van ons nie. Maar ons streef na heiligmaking, want hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, daar's goed wat nog van jou moet verander, en al hoe dit gaan verander is deur wat? Die woord. Hallo? Nou is my volgende punt, Johannes 8, vers 32, sê wat? En julle sal in die waarheid sal julle punt. So hoe kan ons nie vir iemand die waarheid bring nie? En as iemand nie die waarheid vir hulle bring nie, hoe gaan hulle vrykom? Gaan hulle vrykom? En ek wil jou weer vat aan die getuienis wat ek vanoggend gedeel het, oor die dametjie wat ons vir Janine gekontak het, nie vir my nie, Janine gekontak, oor ons mondvol video, wat sy so dankie voor sê, want sy is 'n lesbien, en haar dominee het vir haar gesê, dit is hoe God jou gemaak het. En wat gebeur? Sy gaan trou toe met 'n ander lesbien, en haar lewe val uit mekaar uit, en op die einde van die dag, kom sy by die waarheid uit, sy bekeer haarself, sy draai weg van dit af, sy besef God het haar vrou gemaak vir man, en vandag is sy gesond, en nie meer getroud nie. Ek lag, ek gesels eendag met 'n lesbien, en ons het 'n gesprek, sy sê vir my, so JC, dis nie reg in die oë van die Here dat ek skei nie. Ek sê, wel, jou trou tel nie regtig nie. Vrou was nie regtig in die Here se, so ek dink jy is veilig om te skei. Dit was funny. Van die pad af. Maar julle hoor wat ek sê, die punt is net, sy gaan toe en sy gaan share ons mond vol vir al haar lesbien vriendinne. Almal wat sal ooit geken het wat 'n lesbien nog is, vandag share sy dit voor.
Okay, so kom ons kom terug en ek wil nou nie vanaand weer in daai rigting ingaan nie. Ek wil vanaand vir jou sê daar's oneindige krag kom net saam met waarheid. Punt. En Jesus is waarheid. En Jesus is die woord in konteks. Belangrik, die woord in konteks. Nou gaan vir my na Johannes 15:7 en 14 toe. Ek kan die hele stuk gaan lees, is amazing, is 'n gunsteling stuk in die Bybel. Ek hou van die hele Bybel. Ons is eintlik 'n gunsteling stuk nie. Maar hier is 'n cool stuk. Tot hierdie volgende vers lees en ons is cooler as hierdie een en dan gaan dit aan. Johannes 15: As julle in my bly en nee, maar saam met my lees. Verbeel jouself wees weer in graad 1. As jy in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Ek sê nou vir jou, kerk in geheel het platgeval op sy bek as gevolg van 'n plek wat ons nie die woord onderhou nie. Ons word hierdie liefie-diefie, mediocre, all goes, groep by mekaar, sosiale klub, maar ons is so bang om die waarheid te bring, want ag, dan vat hy sy geldjie. Of vat jou geldjie? Nee, eendag sê ou vir my, ja, ek gaan my 10de vat en gaan. Dis sê ek sê nou vir jou, kom jy terug, hou jou 10de tot jou gesindheid nie reg is nie, ons soek nie jou geld nie. Kyk, so jy mag van vandag af nie jou 10de gee nie, ek praat nie met julle nie. Tot jy nie jou houding uitsorteer nie, want ons soek nie jou vrot geld hier nie. Kom reg. Okay, kom reg. Want ek weet, net die waarheid gaan jou vrymaak, maar iemand moet mans genoeg wees, of goddelik genoeg wees, om jou neer te sit in liefde en vir jou te sê, hey, hier is die waarheid. Jy oordeel, nee ek oordeel nie, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Ek weet, hoeveel battles het ons nie gehad oor voorliegse seks, wat ons vir mense sê, hey, kollega, jy is nie getroud nie, so jy mag nie seks hê nie. Jy is nie getroud nie, so dis nie okay om saam te bly en seks te hê nie. Kyk, dan sien jy ander kerke, en ek sal nie kerke vanaand nie, wat kursus het wat jou leer om saam te bly en jouself te beskerm terwyl jy seks het. Soos 'n saam bly kursus. Ek is halleluja. Want dis die moderne era, ons trou nie, ons het partners. Met jou 'n partner is vir 'n besigheid. Ek gaan nie in daai rubberdol af nie, né? Jy kan sê is 'n besigheid want dit is eintlik 'n hoereerdery, né? So jy is eintlik klomp hoere as jy saam bly. Dis wat die Bybel sê, noem dit wat? Hoerery. So jy is dalk tegniese besigheid. Jy kan sê hulle is besig met 'n tipe van 'n besigheid. Wat nou? So julle kan partners wees, ek weet nie. Aan my vrou se giggel, sien ek ons gaan 'n lang gesprek hê na hierdie preek vanaand. Sy gaan net vir my sê, ek is trots op jou, liefie. In Jesus naam, dis wat sy vir my gaan sê. Okay, blaai van Johannes 1 vers 1 toe. Nee, hier's waar dit regtig ernstig raak en al hierdie is eintlik ernstig. Iemand sê vandag vir JC, hoekom maak jy grappies in jou prediking? Imagine ek preek alles wat ek preek sonder dat jy een keer lag. Ja, dit gaan warm word hier binne. So baie keer moet ek net 'n grappie maak dat jy oor jouself kom en nie dink dat die lewe so ernstig is nie. Hierdie is wat God sê en ons kom hoor dit en ons doen dit. Amen. Amen. Nee, dis eintlik die regte manier. Hierdie is nie weird nie. This is the truth and the light and the way. Johannes 1:1. En in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So die vorige vers het gesê jy kan bid en jy kan vra wanneer jy die woord onderhou, né? Nou kom en hy sê in die begin was die woord. Moet ek lees dit weer vir jou? In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God.
Die woord is God. Die woord is God. Maar hoe gaan dit verder? En dan gaan ek so 'n bietjie aanlees daar, sonder ek sê dit lus. Nou, hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe. En die lewe was die lig van die mensdom. Hoor wat hy daar sê. Hy sê hy is die lig, hy is die woord, alles het deur hom ontstaan. En my vriend, as alles deur hom ontstaan het, gaan alles vir hom luister wanneer hy praat. En wanneer jy in agreement kom met hom rondom sy woord in konteks, moet alles luister. Ek het al gedink, ons gaan oor 'n paar weke Malawi toe, en nou dink ek vir myself, want aan my een kant wil ek 'n tipe van 'n jaggeweer inpak, maar ek weet nie kan jy dit doen nie. Want is 'n ander land, jy kan nie skiet nie. Nou wil ek 'n boog saamvat net vir veiligheid en jag, maar kan ook nie dit doen nie. Nou voel ek die Here sê bestraf hulle. Beveel hulle om te gaan. Ek gaan dit probeer. Want hoekom? Hy het ons die hoof van die skepping gemaak. So as hierdie krokodille my irriteer, kan ek sê en klomp van die mense in die area opeet, kan ek sê, "Ai, dis tyd om te skuif. Ek beveel in die naam van Jesus Christus gaan." En die Here het vir my 'n paar goed gesê wat ek voel hy wil hê ek moet doen. En dan gaan hy die krokodille beveel om te gaan. En dan gaan ons deur die rivier loop in 'n toets. Ek joke. Ons gaan dit doen nie, maar in geloof gaan ons die Here vertrou laat dit gaan. Maar hier is die ding, as hy die woord is, en die woord was in die begin daar, en die woord is hy, en die woord het alles tot stand gekom, wie is ons om te sê, die woord is nie? En hoekom moet ons die woord verstaan? En weer eens, die gunsteling vers in die Bybel is, moenie oordeel sodat jy nie geoordeel word nie. Nee, word geoordeel dat jy kan oordeel. Weeg jou eie lewe op, sodat jy ons kan lei in 'n plek van waarheid. Dat daar krag release. Dink gaan Satan wat verskyn, wat sê Jesus vir hom? Is geskryf. Satan verskyn aan Jesus, en Jesus antwoord hom, bang, woord, want hy besef dis krag. En hoe meer ek, soos ek vir jou sê, hoe meer ek op die woord staan, as die woord is my finale ja of nee. As jy vir my vra, wat is jou opinie? Ek het nie 'n opinie nie, ek het woord. As jy vir my vra, wat dink jy? Ek dink nie, ek kry woord. As jy vir my vra, hoe gaan jy daai hanteer? Ek weet nie regtig nie, maar ek gaan terug na die woord toe. Want dit is ons krag, dit is ons gesag en dit is ons autoriteit. En hoor gou mooi, of jy 'n lapkop dra en of jy vir 'n vet ouetjie bid wat daar op 'n pilaartjie sit, nê? En of jy vir 40 ander goed bid, dis irrelevant. Die woord is nog steeds God se woord. En tot die vet ouetjie op 'n paal moet luister. Boeraaitjie. Nê, geen om wie jy is nie. Nê? Tot die lapkoppe moet luister. Want die ware God wat lewe praat. So dis irrelevant. Ek onthou so 'n paar jaar terug vlieg ek Malawi toe en hier sit 'n vriend hier langs my wat 'n hoof van 'n moskee is. Ek het al die storie al 10.000 keer vertel. En ek sê vir hom hy's 'n imam of so ietsie. Ja, whatever. Ietsie. Amen. En in Londen nogal. En ek sê vir hom, you are the most highly qualified person I know from that side of the road. I'm from the light, you're from the darkness. En hy het toe 'n hoofpyn, hierdie ou begin opgooi hier langs my, begin hy naraak en hy het 'n hoofpyn en die gees bots. Hoekom? Daar waar die lig is, kan die duisternis nie wees nie. Ek sê vir op 'n stadium, I'm going to pray for you. Hy kyk so vir my, ek sê yes, in Jesus name. That's the only one that can heal. Okay. Hoekom raak ons so, Want by die woord kom ons soos, weet jy, ek wil net niemand offend nie, want en weet jy wat is dit? Dis 'n valse liefde. Dis 'n valse liefde, ons het volgende daaroor gepraat. En ek gaan dit weer vir jou lees, Johannes 3 vers 16. Laai gou van sien toe, ek wil dit weer vir jou vasmaak, aangesien van julle laat geslaap het vanoggend. Ekskuus, nat gereën het en nie kan swem nie.
of babas het, dis 'n goeie rede. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So baie van ons hak daar vas, maar dan is daar vers 18. En jy's nou al ouer as 18, so jy kan verder lees. En hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie in hom glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Daar's 'n oordeel op die wêreld al klaar en dit manifesteer reg rondom ons en hulle wag dat jy kragtadig op die waarheid staan. Want dis net die waarheid wat hulle gaan vrymaak. Jare terug kry ek 'n siener 'n visioen van die Here af en ek release dit oor die groen slaim. En ek is 'n groen slaim wat in die naam van liefde gesien wat die wêreld verstik. En wat is dit? Al wees wat jy wil wees, voel wat jy wil voel en doen wat jy wil doen. Nee, jy kan nie, daar's 'n woord. Nou hoor gou mooi, kom ek vat dit nog 'n vlak verder. Gaan van Matteus 21:42 toe. Dis lekker, hè? Jesus sê vir hulle, het julle nooit die skrif gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het die hoeksteen geword. Nee? Hy het van die Here gekom en is wonderbaarlik in ons oë. Daarom sê ek vir julle, ek het nou iets nog gemis. Net gou vinnig terugkyk. Okay, ek moet aangaan daar. Sorry. Jesus sê vir hulle, het julle nooit gelees, of het julle nooit in die skrif gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het die hoeksteen geword. Het hy van die Here gekom en is wonderbaarlik in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryke van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word, wat die vrug daarvan sal dra. En hoor gou 44, en hy wat op hierdie hoeksteen val, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hy val, die sal vermorsel. Wat hy sê, verpletterd en vermorsel. Wat? Wel die hoeksteen, wat? Jesus. So wat wil ek vir jou sê? Dit gaan jou either red of dit gaan jou vermorsel. Nee, maar jy sê, dit klink nie vir my soos liefde nie. Dis die slaim wat jy van dink nou. Dis die liefde daar. En die liefde is waarheid en waarheid maak jou vry. Ek het my kinders lief so hulle kan doen wat ek wil. Se gat. Nee, ek het my kinders lief so hulle sal doen wat die woord van ons verwag. Anders het ek hulle nie lief nie. Jy haat jou kinders as jy hulle toelaat om te doen wat hulle wil. Want die goed se breine is nog nie ten volle ontwikkel tot op 25 nie. Nee, Jenny. Ja. So nou help ons hulle en ons guide hulle en ons vat hulle in 'n plek van waarheid en ons sê vir hulle wat die hart van die Here is. En my vriend, as jy onder my dak is en jy eet my kos, sal jy doen wat die woord van God verwag vir ons om te doen. Klaar, dis nie onderhandelbaar nie. As jy my saamstem nie, sal in hart lê. Loop mooi. Okay. Maak dit sin? Sê eenvoudig soos dit. Maar hier is die realiteit. Ek wil vir jou sê, meer as ooit, wil ek vir jou sê, as die woord in jou is en jy staan in dit, is die krag van die Here met jou. Hou back down. Daai ou het nodig om die woord te hoor en is net die woord wat jou verander. Ek wil nog 'n video maak vir die parlement en ek wil vir hulle sê, skaam julle. Skaam julle dat julle open met 'n huldeblyk aan julle sataniese voorvaders. Skaam julle, Satan. En dan wil jy mediteer en sê, kom ons mediteer net op al die gode. Gode se gat, daar's een God. Okay?
Daar's een God, daar's een Jesus Christus. Klaar, dis nie onderhandelbaar nie. En my vriend, ons sal teen hierdie ding staan. Dis nie onderhandelbaar nie. En ons sal 'n ding release om te sê, ons vra om verskoning vir die lewende God, dat hierdie ouens wat in beheer is, van die pad af is. En hierdie land is hy God. Klaar. Dis nie onderhandelbaar nie. Okay? En eintlik daar, moes die ouens wat lief was vir die Here gesê het, nee, en opgestaan het en uitgestap het en gesê, hierdie werk nie vir ons nie, Satan. Hoekom moet ons onder dit sit? Okay? Hoekom moet ons onder dit sit? Hoekom moet ons dit vat? Hoekom het iemand nie vorentoe gestap en vir die vrou gesê, tula wena, Satan. Verstaan wat ek sê? Dan sommer die mic gegryp en gesê, daar is net een God, daar's net een weg, en ons vra nou om verskoning vir hierdie uitlatings wat hierdie mense maak nie. Wat het ek sê? Wie kan net voel die hemel wag vir waarheid? Die hemel wag dat iemand opstaan. Ek kan nie wag dat die gay parade Kaap toe kom nie. Wat 'n geleentheid. Julle almal moet maar verlof in sit vir daai 2 weke. Jesus gaan ons na die Here toe lei. Weet jy wat gaan ons doen? Die billboards hier, weet nie, maar Jesus gaan groot gaan. Amen. Okay, krag, waarheid. Ek gaan nou nie van die pad af gaan nie. Oneindige krag kom net saam met waarheid. Blaai van Hebreërs 4 vers 12 toe. Was my so lekker toe ek nou in Natal ry en ek het vanoggend ook daaroor gepraat en die ou, ek vra toe vir die ou, ek sal altyd vir mense vra, so wat glo jy? Né? Wat glo jy? In wie glo jy? En gelukkig het die tweede ou gesê hy glo in Christus, toe kan ek verder slaap, maar die eerste ou het 'n taktiese fout gemaak. Hy glo in sy voorvaders. Ek is uber verder. Ja, ons was al klaar op wat 45 minute trip wat ons moes ry. En gelukkig het in die eerste 5 minute die taktiese fout gemaak om my te antwoord. En die Here gee my net daar intense waarheid. Ek sê vir hom, in ons hele debat, het gepraat, ek het hom toegelaat om te praat oor al hierdie dooie mense. Nee? En ek sê vir hom so, hulle is dood, ja. Het hulle gelyk voor hulle dood gaan. Nee, hulle is maar siek. En ek sê, jou gode is toe siek. Hoe goddelik is dit? Nee, die sterke voorvaders. Ek sê vir my vriend, my God raak nie siek nie. My God gaan nie dood nie, hy heers. Ek sê vir hom, jy bid vir klomp dooie mense, hoe stupid is dit? Nee, net 'n mooier weergawe. Dit klaar is te sê vir my, jy gaan my nie glo nie. My tannie sê dieselfde, sy werk al jare aan my, en ek wil nie na haar luister nie. En hier kom jy en jy profeteer oor my, jy bring vir my revelation. Verstaan, die Here het hom gevat, en hy's betaal daarvoor, so hy kan nie omdraai my aflaai nie. Dit sal sy ratings beïnvloed. En daar neem hy Jesus aan in die kar. En hy draai weg van sy voorvaders af. Wat wil ek vir jou sê? Hoe bold is jy vir waarheid? Want as die waarheid in jou is, kan jy vra net wat jy wil. Goed gebeur rondom jou. Ek wil nou vir jou sê, hoor gou mooi, dat asseblief moenie vir hierdie volgende ding val nie. Ons het 'n gebedsketjie, ons gaan nou vir jou bid. Moenie vir my bid nie. Bid vir my as jy glo in waarheid. Hoekom? Want as jy nie glo in waarheid nie, gaan die Here in jou geval nie antwoord nie. As jy deel van die mediocre vuurstroompie is, die Here gaan jou nie antwoord nie, jy gaan nie krag wees nie. Jy gaan nog liewe Jesus nie, jy gaan nie weet wie hy is nie. Maar my vriend, as jy staan vir waarheid, het ek een ou nodig om saam met te bid en hemel en aarde sal skuif. Een ou. Jy het nie weermag nodig nie. Jy het 'n paar nodig wat verstaan dat waarheid in jou, Christus in jou, en nou kan ons bid, want ons glo dieselfde, ons staan vir die volle waarheid, en hemel en aarde sal skuif. Ek wil nou vir jou sê, hou op leuns entertain. Hou op dit entertain. Hou op dit entertain. Daar's niks erger vir my as iemand vir my sê, al my vriende is ongered, maar ag weet jy, ek wil hulle nie offend nie. Nee, want hulle is sulke oulike mense. Jy haat hulle, man. Jy haat hulle. Sit hulle neer en deel die waarheid met hulle. Nee, ek onthou toe ons net in Bethel aangekom het.
Cornel en Janas het die Here, so die Here gebruik ons in die bonatuurlike en hier vlieg Chris, wat is sy naam? Man, Christian, eerste ingevlieg, né? Sorry Christian as jy kyk. Christian vlieg in van Mpumalanga, hy het ons op YouTube iewers gesien, hy het 'n woord van die Here nodig, die Here slaan raak, bang. Hy vlieg terug. Volgende keer toe vlieg Janas in, of Cornel, né? Hier vlieg sy sussie in, sy my kom sien vir 'n woord van die Here, bang, die Here slaan raak. Hier vlieg die gesin in, hier moet ek opvlieg om almal te sien, daar's die hulle hele vriendekring is nog ongered. Ek sal dit nooit vergeet nie. Hulle almal sit daar, groot kuiergatte, en Cornel laak af, sy sê, julle moet nou vir my mooi luister. Dis nou die vrou, wat nou tot bekering gekom het, en die man wat tot bekering gekom het, en ek onthou hier doop ons hulle, en is gaas in die dorp, hierdie kuiergroep, word almal kom tot bekering nou. En het ons 'n kerk daar. Want een ou het geproe en gesien en besluit dat hierdie is meer werd as enigiets anders. Hy is meer werd as enigiets anderste. Dan het jy 'n keuse om te maak. Gaan jy bly staan vir die waarheid of gaan jy ingetrek word deur hierdie ouens? Ek sit nou saam met dan is ons 'n paartjie eintlik vanoggend en hy sê van Joyce, ons het nie meer vriende hoor nie. Ek sê welkom by ons crowd. Ons is mekaar se vriende. Nee, ja. Het ons van jonk na oud, almal pelle, hoekom? Want die wêreld hou nie baie van ons nie. Nee, want ons gooi nou nie so hard brandewyn, dit was so lekker op die skip na die aand. Ek en Janine was saam met kaptein en vriende en kaptein en vriende. Lot was dit 12:30 die oggend. Die kroegry staan soos die boere kan staan, pel. Elke ou wag vir sy brandewyn. En die ou van eerste raai nie, hy weet, hulle roemer is dat hulle gebruik nie meer glase nie, want hulle kan nie voorbly om dit te was nie, want die ouens drink te veel brandewyn. Dis so 'n tipe ding. Ek kom voor, klomp Afrikaanse ouens om ek soos, koffie asseblief. Ek sê dit 'n koffiemasjien, ek soek 'n Amerikaner, 2. Hulle gooi vir my 2 Amerikaners, 4 warm, die volgende oomblik, toe kom Dousie op of iets, en hy speel 'n beautiful song, en ek dans saam met Dousie tussen hulle met my koffie. En al hierdie ouens kyk vir so 'n bietjie weird. Ek sê, julle is nie weird ouens nie, ek nie. Ag, whatever. Maar hier is die ding, laat een van hulle siek raak, wie bel hulle? My, of jou wat staan vir die waarheid. Laat een van hulle 'n woord van die Here nodig het, wat tussen mug en been inkom. Wie bel hulle? Jou. Okay? Ek kry hierdie week 'n boodskap van 'n persoon, wat ek amper 6 jaar laas in die kerk gesien het. Sê, hey, ek het gehoor julle het 'n diens volgende, kan ons kom? Want ons kan nie swanger raak nie. Ek sê, ja. Julle weet waar die salwing is. Maar julle weet waar die waarheid is. Jesus. Wat het ek vir jou sê? Dis tyd om die waarheid te praat en nie terug te hou nie. Dis tyd om die waarheid te bring in liefde, want so lief het God die wêreld gehad. So wanneer ek die waarheid vir jou bring, is daar 'n plek wat ek dit in liefde wil doen. Ek wil jou neersit, ek wil jou hand vat en ek wil vir jou sê, hy sit, ons moet gesels oor jou lewe. Hierdie pad wat jou op is, gaan jou verwoes. Jesus roep jou. Jesus het 'n roeping vir jou. Hy het vir jou lewe vol. Weet jy hoe cool is my lewe? Rarig, ek het 'n goeie lewe, rarig. Het ons beplan om op 'n skip te gaan? Het ons 'n battle gehad die week voor dit? Ons het deur 'n tawwe tyd gegaan die week voor dit. En hier kan ons 'n oproep. Nee, ons altyd soos Jesus, hierdie het ons nou uitgeput. Hi, ek het kaartjies vir 'n skip. Wil julle gaan, is klaar betaal. Die Here luister tot in as jy in die waarheid staan. Hy luister in. Hy sê, ons het 'n skip nodig vir hulle 2. Kurt dink dit was sy idee. Dit was die Here wat gesê het, kry 'n paar ouens bymekaar, want Jacy gaan daar iewers deur 'n moeilike tyd gaan, en dan gaan jy op 'n skip, en dan gaan ek hom stuur. Ek wil vir jou sê, ek het geproe en ek het gesien dat die Here goed is. Maar hy is goed vir hulle wat op die waarheid staan en vashou daaraan, en dit hulle riglyn is. Hou op hierdie ding raak wat rondwaai. Okay.
Die lewe het niks op hom nie. Die vyand het niks op hom nie. Dis amazing om die Here te dien, hom lief te hê, sy glorie te voel hoe jy, ja, ons sal 10:00 die aand, 11:00 die aand, sal ek en my vrou sit en gesels oor die Bybel, en dan gaan ons hierdie kant toe, en dan sit hierdie kant toe, en dan hier, en dan daar, en dan sy 'n bietjie opgelees, en dan raak dit 'n lang aand. Maar Wayne Grudem sê dit, ek sê, Wayne wie? Love it. Gaan van nou Hebreërs 4 vers 12 toe. Nou ek het al vir julle gesê. Nou hoor gou die woord, hoor die kapasiteit van die woord, hoor die krag van die woord, hoor wat dit kan doen. Want die woord van God is lewend en kragtig. Stop gou vinnig daar. Dit is lewend, dit is kragtig. Nee? Dit is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en van murg. En is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dit weeg tot jou hart op. Dit sny tussen siel en gees in. Dis okay. Die een ding wat alles kan skei en tussen alles ingaan en alles weeg is die woord. Dis skerper as enigiets en niks, hoor wat hy verder sê. En daar's geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Met wie ons te doen het. Alles is oop en bloot voor hom. En sy woord sny tussen murg en siel en gees in. Jou hele wese is daar een ding waar kan ingaan en sny, en dis die woord. So weet ek is nogal belangrik om te staan op die woord. Weet ek is belangrik om woord in jou te hê. Okay, steek jou hand hoog op. Wie gaan woordskool doen maandag? Amen. Dankie Here, ons sien dit. So, julle is 'n man van jou woord. Was nie my woord nie, ja, dis die woord. Ons gaan hierdie week nog maandag rugby speel, van dan af skuif dit na donderdag toe, sodat al die ouens kans kan kry om by woordskool uit te kom. En ek hoor ons 'n paar B-span ouens wat maandag in 'n klas sit wat ook ons saam speel. Kom ons gaan aan met die woord, die regte woord, die Here se woord. Amen. Openbaring, gaan my sien toe, en hierdie is net vir my waar ek glo waar ons nou is. Openbaring 19 vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop gesit het, word genoem getroue en waaragtige. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos vuurvlamme, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed van die bloed, of van bloed gedoop. So dis na die kruisiging is, waar Jesus nou is, né? En sy naam is die woord. So in die milieu wat ons nou is dit ons realiteit. Ja, JC, maar dis wanneer hy terugkom. Dis irrelevant. Dis irrelevant. Dis wie hy nou is. Die woord. Hoe voer hy oorlog? Nee, en die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Die hele hemel volg wat? Okay. Die antwoord is die woord, klas. Die hele hemel volg wat? Die woord!
So belangrik is dit om woord in jou te kry, om woord in jou te hê, om te staan op die woord. Dit is alles. Ek wil hê jy moet dink aan daai 3 vriende met die weird name, wat vriende van Daniël was. Shut up, slim kinders. Hulle het op die woord gestaan en gesê, ons mag nie ons knie buig nie. En wat gebeur? Die natuurlike raak die bonatuurlike. Skielik kom die engele in en sê, ons volg die woord, nie opinie nie. Die hemel kom aarde toe, tot nou al. Jy kan nie van lees nie. Wel, dis een ding wat jy moet lees. Maar dit gaan jou lewe red. As ek vir jou sê, die een ding wat ek keer op keer lees, bestudeer, wat ek nie kan wag om by uit te kom nie, en ek word betaal daarvoor, is die woord. Hoe cool is dit? Ek luister dit, ek mediteer op dit, ek laat dit in my hart sak, ek wil die hele tyd weet waarmee die Here besig is. As iemand praat oor die woord, en hy daag my uit, wil ek in dit ingaan, ek wil dit eet soos 'n mielie met boerebotter op en ermit. En dan geelvet biltong vanoggend. Kom uit! Hy het gesê, ja, by geelvet biltong. Toe maar is uit hom uit, dis okay. Hy drink ook heuning en tee, so ons verstaan ons iets af. Oh, sorry, heuning en koffie. Dis vir sy stem, dat hy kan afkondig. Vanaf wat hulle roeping ernstig. En uit sy mond gaan daar skerp swaard, en die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap op die parskyp, en die wyn van die grimmigheid, en van die toring van God, die Allermagtigste. Wat hy sê, hy gaan uit, en wat kom uit sy mond uit? 'n Swaard, om met die nasies. Partykeer gebeur daar goed, en hoor gou mooi, die grootste revelation wat die Here vandag vir my sê, is, jy moet verstaan, die laaste ruk en die laaste dae, almal is nie deel van my koninkryk nie, en hulle wat nie deel van my koninkryk is nie, gaan anders hanteer word as hulle wat deel van my koninkryk is. En dit voel nie vir ons lekker nie, want ons het ons het groot geword in hierdie milieu van hierdie skapie. O, liewe Jesus is 'n skapie, en hy hardloop agter die berge agter my aan. Nee, hy praat jy buig nou knie, en hy luister, hy gee 'n opdrag en jy sal in lyn kom. Hy is die heerser van hemel en aarde, alle gesag in hemel. Hoor gou mooi, hy is lief vir jou. Maar hy hardloop nie so 'n bokskapie agter jou aan oral waar jy gaan en sê asseblief kom tog nie, kom tog. Hy sê, ek is God en ek sê, en hemel en aarde bewe, en jy wat na jou knie buig gaan dit maak. Wat sê hy? Oh, he loves me. Oh, he loves me. Over the mountains. Wat, hoe gaan hy liedjie? Hy jaag agter berge oor my aan. Ja, ek weet, ek het nou soos 3 liedjies saamgesit en alles stap het gemaak. Maar die punt is uit, ons het hierdie vletjie Christendom. Hierdie hy pursue my, ek loop in die hel rond die hele tyd en ek doen wat ek wil en hy is die hele tyd besig om vir my te smeek om nou net nie daar te gaan nie. Nee, hy gee opdrag, jy kom in lyn, as jy dit nie doen, sien jou gat. Het jy gesê, sien jou gat? Ja, met 'n spieël. Hard. Want sonde gaan jou kos. Gaan jou alles kos. Gaan jou alles kos. Partykeer moet ons vir ouens sê, hy, jou perverse lewenstyl gaan jou alles kos, want die vyand wag om te steel en slag en verwoes vir jou. Jesus het 'n lewe in vol vir jou, Johannes 10:10. 14 sê, my skape ken my stem en word deur my geken. As my kinders iets doen, dan vra ek vir hulle, wat sê die Here vir jou? Bid. Nee pappa, die Here sê ek moet nie na daai partytjie toe gaan nie. Dan is dit uitgesorteer, jy gaan nie. As jou vriende vra, die Here sê ek moet nie gaan nie, maar ons tent toe aan ons wat gaan gebeur. Een van my kinders, ek sal sê wie nie. Sy is op 'n vriendegroep, wat nie in die kerk is nie.
en sy annulei daaroor. Dan sê sy pappa, hoe weird is dit? Al die partytjies wat hulle drink en rondslap, nooi hulle my nie na toe nie. Ek moet gewoon net koek en tee. Ek sê for well done. Daar's 'n paar seentjies wat 'n toekoms het omdat jy nie genooi is nie. They shall meet Jesus. Eerste dans wat toe sy gaan, toe staan ek met die 9 mil so oor my bors, dis ek sê, geniet jy dans? Kom ons neem 'n foto saam, ons sit ons op jou profiel. Ek love my foto, it's amazing. Okay, maar kom ons kom terug. Kom ons kom terug. Ek wil afsluit hiermee, blaai van Johannes 7 vers 12 toe. My verjaarsdag geskenk van die Here af. Die wat nie weet ek het verjaar hierdie week nie, en die wat ook nie weet nie, as ek hou van geelvet biltong, as jy my verjaarsdag vergeet het, vergewe ek jou in ruil vir geelvet biltong. Dis 'n grappie. Ek gaan jou nie vergewe nie, maar ek kan nog steeds geelvet biltong bring. Okay, Johannes 7:12. In die week maak die Here my wakker. Hy sê kom sit by my, dis op my verjaarsdag. Dis soos 2:30 die oggend, 2:30 daar net nog 2. En hy sê vir die volgende, hy sê daar is baie oor hom gemompel. Hy begin af hy sê daar's baie oor jou gemompel. Né? Ek is soos, gemompel onder die skare. Sommige het gesê hy is goed en ander weer het gesê nee, maar hy mislei die skare. Ek het nou nog toe val mense my aan hier van 'n selgroep. Wat het ek gesê? Ek het gesê die Here kan vrouens in bediening gebruik. Hoe val hierdie groep mense my aan? Ek ken hulle nie eers nie. Nou kan ek hulle nie eers klap nie, want ek weet nie wie dit is nie. Ek klap by deel nie, want jou vyand staan nie voor jou nie. Hulle mompel. Mompelaars. Ek weet ons van julle wat vir my kyk, julle is sissies. Kom na my toe en dan drink ons koffie, as jy 'n man is. Okay. As jy 'n meisie is, kom ook. Okay. Val daai ouens wat my laaste video so kritiek oor gehad het oor my sondaande preke, sissies. Kom drink koffie. Ekskuus, ons uit my stelsel uit. Maar vers 14. En toe, dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. Okay. En Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. En die Here sê vir my, 2:30 die oggend, hy, ek het jou gestuur en jy praat namens my. Vergeet van die mompelaars. Die sissies. Okay. En ek wil vandag vir jou sê, kry waarheid eerder in jou. Skerp swaard, staan vir die waarheid. Hulle het my uitgehaal omdat ek waag om te sê dat homoseksualiteit nie van die Here af is nie. Jy moet regtig stupid wees om te dink dit is. Halleluja. Ons is dom. Dis waar die liedjie begin het, so sulke ouens, dom. Dit klaar maak. Amen. Kom staan. Tom. Môre gaan ek weer boodskapies kry. Jy het blykbaar gesê, ou bel op die skip. Jy het blykbaar gesê, ek het nog nie gaan kyk of jy het gesê het nie, maar jy het gesê, ek sê natuurlik het ek dit gesê. Ek wag vir die dag wat hulle my voor een of ander hof sit en ek moet om verskoning vra vir alles wat ek gesê het. Nee, ek gaan sê, ek wil rarig, maar ek gaan dit humble doen. Ek wil rarig om verskoning vra. Vir absoluut niks wat ek gesê het nie. En dan gaan ek die vuur van die hemel af oproep wat om my kom en almal gaan val onder die Gees en hulle gaan Jesus aanneem en ons begin nog 'n kerk. Want waarheid is krag. Waarheid is krag. Waarheid is krag. En ek is so hartseer dat daar soveel leraars is wat vandag te bang is om in waarheid te staan, want dit gaan hulle pensioen verloor. Of hulle gaan gemeentelede verloor. Ek is hartseer daaroor.
En ek weet nie hoe mense hierdie demoon gaan tackle nie. Ek weet nie hoe mense hierdie ding met die kop gaan staan nie, dat dit tot soos leraars is wat gay is en dis okay en gay gemeenskappe wat dink hulle is gered. Ek verstaan nie dit nie. Ek weet nie hoe mense hierdie ding gaan uitsorteer nie. Ek weet nie hoe iemand bold genoeg gaan wees om die waarheid te staan. Ek weet nie, ek moet ook op daai vlag gaan staan en preek daar in die middel van die stad. Nie daar gaan staan en preek. Al die karre stop en preek. Ek weet nie, die Here moet vir ons baie wysheid gee. Maar iemand moet teenstroom gaan vir die stroom om te verander. En mense, hoor gou mooi, ons wil nie hê enigiemand met hel toe gaan nie, maar ons kan nie mense toelaat om hel toe te gaan omdat niemand die waarheid wil bring nie. Wat ek sê, is 'n liefdesding. Dis 'n liefdesding. Sal ek sê, is nie 'n aanval nie, is nie 'n haat nie. Iemand sê nou, jy sê, maar jy haat hierdie tipe mense en daar. Ek sê ek haat hulle nie, ek het lief. Weet jy hoeveel lesbiene in hierdie kerk is wat tot bekering gekom het, wat nou, van daai lesbiene, die eerste kere wat hulle hier was, het hulle letterlik, toe hulle aankom, het hulle soos mans gelyk. Hulle het in as ons bid, het hulle in die vrouery gestaan, en sê die span vir hulle, nee, ekskuus meneer, die manry is daai kant. So ver af was hulle. Tot bekering gekom, en vandag is hulle beautiful vrouens. Beautiful, want iemand het genoeg guts gehad om te sê nee. Ek praat nie net daarvan nie. Moenie dink dat julle klomp ouens wat hoereer gaan wegkom nie. Okay. Ons klomp ander goed wat ons net vir mekaar moet sê, nie cool is nie. Dis nie die waarheid nie. Gaan jou verwoes. Amen. Here, waar jy staan, sê Here Jesus, dankie vir waarheid in my. Dankie dat ek vir die waarheid staan. Sê Here, gee my boldness, gee my liefde, dat ek in liefde en boldness sal staan. Sê Here, wanneer ek die waarheid bring, dat dit so in liefde sal wees, dat mense se harte voor U sal smelt, en hulle geliefd sal voel. En dankie Here dat ek het vir ons gemeente kan bid, Here, en spesifiek die gemompel daar buite oor my, wat staan in waarheid, Here, dat hulle harte rustig sal raak. U is in beheer. U is in beheer. En ons staan vir 'n tyd soos vandag, vir die lig. En ons wil hê mense moet tot bekering kom. Dankie Jesus. Amen. So. Ouens, ons gaan daar afsluit. Band, julle gaan nie afsluit nie. Julle kan terug. Ja, julle is net weird, ek weet nie. Die tipe energie van julle, ek weet nie, as van ja, nee, yes. Nee, as môre nou hier so op daai verhoog klim slaap, niemand weer vanaand nie. Sy release so gees van energie en ons almal net soos ag en nee, daar's my slaap weg. Ons bless julle lekker aand, alles wat mooi is lief vir julle.